Remember the one who died for you and me. I'm thankful for the blood of Jesus. You know I'm thankful for the blood. Jy moet verwag dat die onsigbare God homself gaan sigbaar maak vir jou. Kyk hierdie mense wat hier lê. Dis daar wat hulle Jesus sien en hoor. En toe ek by die tafel kom, toe kon ek op my bene staan nie en ek sien daai skitterende wit lig wat by Maria verskyn het toe sy in die graf gaan kyk het of Jesus nog daar so is. Toe kry ek die woorde wat vir my sê, Jesus sê vir my dat ek het weer gekom, ek het dit vir jou gedoen, voel die verandering. En ek weet nie wat in my liggaam aangaan nie, maar iets voel anders. Jy voel anders. Die Bybel sê, elke keer as jy hom ontmoet, dan verander jy van een vlak van glorie na 'n volgende vlak van glorie. Dis hoekom jy nou anders voel. Dat mense Jesus sien, is uiters skaars. Dit kom eintlik amper daarop neer, dat die hele Christendom, die hele kerkwêreld, sien nie vir Jesus nie. Die vraag is, hoekom nie? Dit is oor hulle glo, dat die wederkoms nog iewers in die toekoms lê. Dis hoekom hulle hom nie sien nie. Jy sien, as jy die openbaring kry van die woord parousia, wat oral in die Afrikaanse Bybel vertaal word as die wederkoms, of in die Engelse Bybel, the second coming of Jesus, second coming of Christ. As jy die openbaring kry van die woord parousia, dan sal jy Jesus begin sien. Dit is die blokkade, is die verkeerde geloof omtrent die wederkoms. Maak dat mense Jesus Christus nie sien en hoor nie. Dit maak sy hart baie seer, want hy het aan daai kruishout gelei vir daai doel, dat hy Immanuel is, weer tussen die mense lewe. Wanneer hulle nagmaal gebruik, dan wil hy by die tafel staan. Let's break bread together. Fall down on our knees. Mense, daar's 'n onsigbare, skynende figuur hier tussen ons. En hy wil jou beste vriend wees. Hy's lief vir jou. Hy het aan daai kruishout gesterf, kom hy op Pinksterdag terug as 'n vuurvlam, die Heilige Gees. En hy vul hulle almal. En van toe af is Jesus hier teenwoordig as 'n onsigbare gees. Die goeie Afrikaanse woord is spook. Jy kan sien, daai spook staan nou langs daai vrou met die brein. Watch. Daai selfe spook. Daai onsigbare Jesus Christus staan nou agter hierdie ou. Watch hom. Glo jy nou hy's hier in hierdie saal? Man, as julle nie glo nie, dan hardloop hy hier tussen julle deur. Kyk dan. Ek het niks gedoen nie. Het ek iets gedoen? Nou wat maak keer jou? Hy is lief vir jou. Hy het aan daai kruishout gesterf in hierdie naweek, dat jy kan opstaan as 'n seun en 'n dogter in sy koninkryk. Halleluja. En voor hy kruis toe gaan, toe sê hy, my liggaam. As ek die Bybel vat, raak die mense snaaks. Hoekom is jy so snaaks? Luister wat sê Jesus. Hy sê, in die nag waarin Jesus verraai was, het hy brood geneem. En nadat hy God gedank het, het hy die brood gebreek en gesê, kyk, hierdie is my liggaam wat aan die kruis vir julle stuk en gebreek sal word. Dit is vir julle. Dit is vir julle. Sê is vir my. Gebruik dit in herinnering op, veral op Paasnaweek, aan wat ek vir julle gedoen het. Net so het hy ook die drinkbeker gevat, na die maaltyd, en hy het gesê, hierdie beker is die nuwe verbond wat verseël sal word deur my bloed aan die kruis. Julle moet dit elke keer gebruik, as julle dit in herinnering roep, wat ek vir julle moontlik gemaak het. Want elke keer, luister, want elke keer as julle hierdie brood eet, en uit hierdie beker drink,
dan verkondig julle die Here se dood, luister mooi, totdat hy terugkom. Kom ons gaan nagmaal gebruik, mense, ons almal, want dis waaroor hierdie naweek gaan. Mense, daar's 'n onsigbare, skynende figuur hier tussen ons. Say, oh, the blood of Jesus, it washes white as snow. One day, nearly 2,000 years ago, John the Baptist saw Jesus standing along the banks of the Jordan. He pointed his finger and he said these words, "Behold the Lamb." But you see, folks, this lamb isn't just an ordinary lamb. This lamb is from God. And this lamb just doesn't cover, but this lamb takes sin away. Behold the Lamb of God that taketh away the sins of the world. That's why today I can say, I'm thankful for the blood of Jesus. You know I'm thankful for the blood of Jesus. Yes, I am. I'm thankful for the blood of Jesus. It washes white as snow. Oh, the blood. One day, nearly 2,000 years ago, Nagmaal bedien met julle. Yes, I am. I'm thankful for the blood of Jesus. It washes white as snow. Oh, the blood of Jesus. Oh, the blood of Jesus. Mense, kom ons wys vir God ons dankbaarheid vir dit wat ons oor sien. Die onsigbare koninkryk van God voor ons oor sigbaar word. Kom ons klap vir my hande om te wys hoe waardeer ons dit. Dankie Jesus. Vir die teenwoordigheid hier. Jy moet verwag dat die onsigbare God homself gaan sigbaar maak vir jou. Wanneer die krag kom hier stil. Kyk hierdie mense wat hier lê. Dis daar wat hulle Jesus sien en hoor. Kyk hierdie man, hy het gehype. Hy het gehype tot hierso. Het hy 5 lifts gekry tot in Miskund. Maar hy het gesê al moet hy maar die voet loop dan kom hy tot hier. Want hy het geweet wie gaan hy nie ontmoet. This lamb is from God. And this lamb just doesn't cover, but this lamb takes sin away. Behold the Lamb of God that taketh away the sins of the world. That's why today I can say, I'm thankful for the blood of Jesus. You know I'm thankful for the blood of Jesus. Yes, I am. I'm thankful for the blood of Jesus. It washes
it does. It washes white as snow. It washes white. Sy bloed was witter as sneeuw, en hy dink nooit weer aan jou sonde nie, sê die Bybel. Baie dankie Jesus. Ek het nie gemaak nie. Wat is op? Wat die bloed op? Geniet het net man. Wanneer die krag van die Here oor jou kom mense, dis wanneer jy oorskakel na die onsigbare wêreld, waar hierdie onsigbare God vir jou sigbaar word en hoorbaar word en jy voel hom. Kom Ravinia se mense, waar is julle? Gee hulle kans. Ja, kom hier uit. You know waar jy moet kom. Kom hier uit, val saam. Ai, you know. Watch out. Years ago, John the Baptist saw Jesus. Okay, kom. On the banks of the Jordan. Here is nie vir jou. He pointed his finger and he said, Net jy sê maar please hold them. Let us break bread together. Fall down on our knees. Remember the one who died for you and me. He says this is my body and this is my blood, and I give my life freely for the bride that I love. Let us drink wine together, sing praise to His name. Ek moes gesê, daar skyn 'n wit, helder skynende lig bo op die nagmaaltafel. Party van hulle kan nie eens naby die tafel kom nie. Wat ons nou gaan maak, mense? Wat ons begeer. Wat ons begeer is dat jy 'n ontmoeting met die lewende God het. So ons wil nie die mense versteur. Hulle sien en hoor Jesus nou. He came to heal the broken, set the captives free, and He said to the sick, remembrance of me. We worship You, Abba Father, for all You. Kyk tot die kinders. Jesus het gesê, as jy nie soos 'n kind word nie, sal jy nooit die koninkryk van God sien. Tot die kleintjies. Dankie Jesus. En nie net jy moet hom sien, jy moet hom hoor. Let us worship together in one accord. Sing songs of the bridegroom, the one we adore. He says this is my body, and this is my blood, and I give my life freely for the bride that I love. He came to heal the broken, set the captives free,
is communion, your body broken, the cup we're drinking is bittersweet, the gift of friendship, truest salvation, born of your suffering on Calvary. We remember the sacrifice of love. We remember the blood poured out for us. We remember the only Son of God upon the cross. From stain to spotless, from wrath to favor, through you our Savior, the work complete, in full repentance, led by your kindness, partake of presence as we receive. We remember the sacrifice of love. We remember the blood. Moenie haastig wees as die krag van die Here oor jou kom nie. Dis waarvoor jy al die pad hierna toe gekom het. Dis waarvoor jy oor geld betaal het. On the cross, we remember the price you had to pay. We remember the wounds that made a way. We remember the Lamb for all were slain upon the cross. There is a table for all who would come, for all who would come. Taste now and see. There is a table for all who would come, for all who would come. How can it be? Take of the bread, receive the cup, for his mercy is enough, for the many and the one. This is communion. Take it as often as you will, for his blood has power still. By his wounds we shall be healed. This is communion. Take of the bread, receive the cup, for his mercy is enough, for the many and the one. This is communion. Take it as often as you will, for his blood has power still. By his wounds we shall be healed. This is communion. As ek in die sigbare wêreld kyk, dan sien ek 'n ou klomp lelike mense wat vol plooie is met grys hare soos ek. Maar dis nie waaroor dit gaan in die sigbare wêreld hier nie. Dit gaan oor die onsigbare wêreld. So kom ons vra gou getuienisse. Okay, kom ons begin. Wie het hom gesien? Wie het Jesus gesien? Steek op jou hand. Kom val julle gou in 'n ry. Almal wat hom gesien het, kom staan gou hier. Daniel, wat? Hoe? As jy sê jy het hom gesien. Jy moet onthou, die kerkwêreld bestaan uit miljoene kerke en miljoene mense wat hom nog nooit gesien het nie. Toe ek by die tafel staan en toe dit nou my beurt is om die brood te vat, toe is dit asof daar net 'n skerp lig op die brood so skyn. Op die brood, moet aan oor 'n koe het nie gelieg nie. Nee. Ek het julle gesê daar's 'n groot wit lig op hy tafel. Daai lig het baie breed geskyn en dit was baie mooi. Toe weet ek is Jesus wat aan my verskyn. Nou, toe my beurt is om te kom, het ek gesien dat hy staan hierson, né? Maar hy het 'n spierwit kleed aan. 'n Spierwit kleed. En terwyl ek aan sy kleed kyk, is ek besig om nader te stap om deur te kom, né? Toe sien ek hy verdwyn
En ek sien hom dat die gebeurtenis word afspeel, sien ek dat hy hoe slaat hulle hom. En vir my was dit so pynlik geweest dat ek het seer gekry. Ek het gehuil saam met sy moeder Maria. En toe sien ek ook hoe hy kruis toe gaan en hoe hy spykers deur sy hande slaan. En toe sien ek dat hy kom weer terug, hy verskyn weer aan my. Hy sê die woorde vir my dat moenie hartseer wees nie. Ek het dit gedoen vir jou. Dis wat Daar is hy Leon, hy het dit gedoen vir jou mense. Dit is om die kruisdood van Jesus die moeite werd te kan maak. As jy hom kan sien en hom kan hoor. Dis waarvoor hy gesterf het. Right, Koedi, toe ek het Jesus gesien met die nagmaal, toe Koedi die nagmaal bedien. Toe ek moet gaan, toe verskyn die skitterwit man weer. Maar hy is besig om die nagmaal uit te deel en die nagmaal in die brood. En ek het onder die Heilige Gees gegaan en toe sê ek weer in 'n plek en toe Maar wacht, stop net daar. Hoor nou wat sê hy. Daar's 'n man wat skitterwit was. En toe sit hy wat die nagmaal gee. Ja, Koedi. Ja, ek het julle mos gesê hy staan langs die tafel. Koedi toe wys die Here vir my dat ons is in die kerk, maar die kerk is spierwit aan die binnekant, maar dit skyn soos 'n diamond. En Koedi is die koorleier en ons is in die koor, maar ons sing vir Jesus, maar hy die lig staan nie langs aan Koedi, maar ons is so in mooi volgorde gesit, dit is amper soos van klein tot groot. Toe ek met die nagmaal na die tafel toe kom, toe ek die lig het vir my lyk soos die son wat uit die tafel en hier op die tafel uitgeskyn het, en dit was so sterk vir my. Die strale wat daar uitgekom het binne in my liggaam ingegaan en ek het gesien dat ek raak dan nou spier wat ek kyk my hele hande en toe sien ek dat binne in my eie hande, ek sien die gate in my hande en ek sien toe ek nou weer so reg ek toe sien ek maar hier verskyn Jesus daar nou voor my en binne uit Jesus uitkom nog klomp Jesusse en toe ek nou weer soek ek toe staan die binne in die hande van my wat nou soveel die merke van die spykers is, toe staan hier binne in die handpalms aan my. Ek het jou by jou naam geroep en jy is myne, ek het jou naam in my handpalms uitgegrafieer. Ja, dis mooi, né? Die tyd wat ek na die tafel toe beweeg, toe sien ek net 'n wit lig uit die, soos ek naby gaan om die hands, die bloed van Jesus te vat, toe sien ek net 'n wit lig uitkom en toe verskyn Jesus voor my, toe het hy 'n Bybel in sy hand, maar terwyl hy die Bybel oopmaak, toe kom daar so wit lig uit. En dit is so wonderlik dat dit nog steeds binne en na. En die wit lig verskyn nie tussen ons almal. Die Bybel sê Jesus is die lig van die wêreld. Okay, toe ek nou die brood vat en toe die grape juice vat, toe ek 'n glasie opvat en ek kyk na Koedi toe verander Koedi en Jesus in, maar Transformation. Ek het nog nooit Jesus so in hy vorm gesien nie. Sy vel is gemaak van diamante wat net skyn, die lig wat weer kaats skyn sulke al die rainbow colors net so uit en hy het sulke goue armbande en hier's 'n goue band hier om hom en die hare is wit en die hare vloei so met energie. Die hande wat hom met die wit spierwit hande wat die en dan met dit vloei die energie vloei so af. Dit is amper soos 'n kerse rook wat so af van hom gloei. En ek sien net uit hom hart uit kom maar so slootjie en uit dit kom bloed en water saam en dit vloei na almal van ons hier in die gebou toe en hy sê bless to you my brothers and sisters. Ja, halleluja, nou kom die krag van die Here weer oor hom. Hierdie naweek is die naweek wat die hele Christendom Paasnaweek vier. Maar dat mense Jesus sien is uiters skaars. Dit kom eintlik amper daarop neer dat die hele Christendom, die hele kerkwêreld sien nie vir Jesus nie. Die vraag is hoekom nie. Dit is oor hulle glo dat die wederkoms nog iewers in die toekoms lê. Dis hoekom hulle hom nie sien nie. Jy sien as jy die openbaring kry van die woord
parousia, wat oral in die Afrikaanse Bybel vertaal word as die wederkoms, of in die Engelse Bybel, the second coming of Jesus, second coming of Christ. As jy die openbaring kry van die woord parousia, dan sal jy Jesus begin sien. Dit is die blokkade, is die verkeerde geloof omtrent die wederkoms. Maak dat mense Jesus Christus nie sien en hoor nie. Dit maak sy hart baie seer, want hy het aan daai kruishout gelei vir daai doel, dat hy Immanuel is, weer tussen die mense lewe. Wanneer hulle nagmaal gebruik, dan wil hy by die tafel staan. Julle het gehoor, dit was eintlik hy wat die nagmaal uitgedeel het. Ek het hom maar net gehelp. Toe ek na die nagmaaltafel toe kom, en toe ek by die tafel kom, toe kon ek op my bene staan nie, en ek sien daai skitterende wit lig wat by Moeder Maria verskyn het, toe sy in die graf gaan kyk het of Jesus nog daar so is, en toe kry ek die woorde wat vir my sê, Jesus sê vir my dat ek het weer gekom, ek het het vir jou gedoen, voel die verandering, en ek weet nie wat in my lichaam aangaan nie, maar iets voel anders. Jy voel anders. Elke keer as jy hom ontmoet, die Bybel sê, elke keer as jy hom ontmoet, dan verander jy van een vlak van glorie na 'n volgende vlak van glorie. Dis hoekom jy nou anders voel. Van een vlak na 'n volgende vlak, tot jy die toppunt bereik om op te staan as 'n seun en 'n dogter van God. A son of God. Toe ek na die tafel toe kom, toe sien ek net so deurskynende wit figuur. Toe kan ek glad nie. Wie dink jy wie is dit? Dis Jesus. O, jy weet. Toe kan ek eers die brood vat nie, maar ek voel sommer lekker. Gaat lekker huis toe ook. Die tyd met die nagmaal, toe die krag van Jesus oor my gekom en ek het die gevat, na ek klaar die broodjie geëet het en die wijntje gedrink het, maar Jesus wys my eers daai prentjie waar hy gemartel was aan die kruis. Aan die kruishout. Ja, maar ek voel toe nou so hartseer in my hart daaroor. Maar hy verskyn toe weer aan my, hy kom terug en hy verskyn aan my, soos wat hy opgestaan het, die doderyk uit. En hy sê vir my, ek hoef nie my hartseer te wees nie, want hy het klaar vir my die prys betaal aan die kruis. So ek kan nou bly wees, ek kan gelukkig wees, want hy is lief vir my. Sy was hier by die eerste koms van Jesus. Sy trane gehuil oor hoe hulle hom gemartel het. Dis wat die hele kerkwêreld doen, en daar is niks meer verkeerd nie. Ons het ook gisterand die movie gekyk, né? Maar mense, jy kan nie daar vaststeek en net aanhou huil nie. Hoor wat sê Jesus vir haar? Hou nou op huil. Kom nou by die blydskap uit. Kom nou uit by die beloning. Nou kan jy dit begin geniet. Jy hoef nie meer te huil oor my pyn en lyding nie. Vat net wat ek vir jou moontlik gemaak het. Blydskap, geluk, vrede, liefde, regverdigheid. Die tyd net wat ons nagmaal gebruik, wat ek haal lê, toe sien ek Jesus waar hy gaat en om handen. Toe gaan hy mos op en hy sê vir my, ek hoef nooit weer te huil. My traan is opgedroog. Dit wat ek gevra het by hom, dit sal hy vir my gee. Ek moet net wag. Hy gaan dit vir my gee. My begeerte gaan hy vervul sonder trane. Ja, dit is 'n groot belofte. Ok, ouma. Jy sê dit is nie jong mense. Jy is 'n bewys dat tot ou mense kan die koninkryk bekom. Toe ek aan die tafel toe gaan, toe sit nou dat ek die wit lig sien, hy lyk so sonskijnerig. En ek praat van gisteraan, toe kon ek nou nie slaap, want as ek nou, dan sien ek 'n ander white prentjie, soos hulle Jesus slaan en hoe laat hy kreun en steen. Dan lê ek op biesy, dan sien ek hom op biesy, dan draai ek my weer om en sien ek my weer by sy. So ek kon nie slaap raak nie. Wat môre hier, teen die voorraad te begin ek so regte slaap, maar toe ek kon nie lekker slaap nie. Ouma Koko, wat met jou gebeur is jy het daai worsteling wat hy gehad het, jy dit het geherhaal gisterand binne in jou. Jy het gevoel hoe hy gevoel. Nou hier, nagmaaltyd. Ek het Jesus gesien kom met die wolke na my toe.
En hy vat my met my hand. En hy gaan binne diep in die wyn. En toe is hy nie vol bloed en wonde nie. Toe is hy mooi. Toe is hy mooi. Ja, Koedie. En ek was hartseer uit tyd, maar nie hartseer van hartseer van blydskap eintlik. Ja. Maar toe ek hier by die tafel staan met nagmaal, toe ek haar gaat lê, ek hoor die stem wat roep, Susie, Susie. En ek denk, moet ek nou antwoord gee, is het Koedie. Maar die een roep, Susie. Ek wil vraag, Koedie roep Koedie na my. Maar toe ek so kyk, toe sien ek, joh, as Jesus wat so deur die wolke kom, met 'n lig. En ek kyk, ek vraag, is dit Jesus? Is dit regtig Jesus? En hy wys my 3 keer dat hy is. Hy sê, dit is ek die. En hy wys my 3 keer prentjies, hoe laat hy deur skyn deur my, wys die lig van my, soos hy deur die wolke kom. En ek wil net sê, dankie vir Jesus, maar hy wys die blydskap, wat ons almal is bly om Jesus te sien. Nou net toe ons hier by die tafel is, toe sien ek, toe ek die brood vat, toe is dit asof Jesus weer 'n skrol oopmaak. Maar die keer sien ek toe, dat ek is eensaam met hom. Sy liggaam is my liggaam. Toe sien ek weer, toe ek die wyn vat, sy bloed is my bloed. Nou in die skril, sien ek, dat Jesus sit op die troon, en ek sien magdom engele, wat rondom die troon, wat so rondom die troon staan, maar hulle sing daai lied van Hosanna in die hoogste hemel. Maar hulle sing het herhaaldelik oor en oor en oor en oor. En toe hoor ek net, hy sê vir my die volgende, shine bright, because you are a diamond. Shine. Met ander woorde, of dis die verduideliking wat ek by hom kry. Is oral waar ek gaan, sal hy wees. Oral waar ek verskyn, sal hy verskyn. So dis die openbaring agter die hele ding. Maar toe, terwyl hulle sing, Hosanna in die hoogste hemel, toe sien ek, is asof hierdie Hebrew woorde uit die grond uitkom, maar so in goud kom hulle uit die grond uit. Maar die Hebrew woorde is die woord van God wat uit die grond uit verskyn tussen hierdie engele. Ek is Emmy van Miskien. Verlede jaar het ek saam nie doodgeworstel in my vrye week. Die naweek toe kom ons kerk toe. My niggie het my gesien, my skoonsister het my gesien, dat ek die dood in my het. Die doodvliese was al oor my oë. Koedie het nagmaal gegee. Ek het daar in die taxi gesit, sonder pijn in my lichaam. Ek het nie meer in my gehad nie. Na die nagmaal wat Koedie my gegee het ek gevoel, hoe kom die lewe terug. Met my voete hier in my lichaam, en daarom kan ek vandag vir die Here kom dankie sê, vir sy genade, wat hy aan my gegee het, om vandag hier te kan staan, waar ek vandag staan, en aan Koedie se lyf van. Na die nagmaal, mense, staan ek vandag, waar ek vandag staan. Mense luister nou na die getuienis, ons was besig met nagmaal, sy was besig om dood te gaan, sy kon nie eens in die kerk inkom nie. En terwyl ons nagmaal gebruik, toe gryp ek brood en wyn, ek sê vir mami, gaan uit, gaan gee vir die vrou wat daar besig is om dood te gaan. Daar hoor julle die getuienis, hoe die lewe weer teruggekom. Klap vir haar hande.